Dokter aan de klap. Nee, sorry. Môre julle, genade en vrede, goedheid en guns, lewe en onsterflikheid. Amen. Rykdom en eer. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Kom ons gee net vir die heilige man 'n stoel daar asseblief. Baie dankie. Dis lekker om hier te wees. Amen. Baie dankie Pastor Louisa Zono en haar support base en almal hier teenwoordig. Dankie vir julle lekker musiek en lekker sang. Daar ook die maak ek vir jou net 'n garansie. Goed maar jou. Ja, daar klink hy beter. Baie dankie. Is altyd lekker om hier te wees. Ek was wanneer hierso nog? Nee, is nie waar nie. Oh, Rabbies, you are so sweet, you are so awesome, you are so wonderful. En is regtig lekker om hier te wees. Amen. Julle daar op Facebook, baie welkom. Is lekker om ook vir julle in daardie tyd te sien. Ek sien julle wel nie nou nie. Baie mense sê, jong, ek ken vir jou, dan weet ek, het ek 'n clue. Wie met my praat nie. Amen. Sê ons watch jy, ons sien vir jou. Sê ek, nee, maar jy moet net kom, laat ons ook vir jou sien. Sê net reg dat jy van my sien nie. Ek wil daarom ook vir jou sien. Amen. Amen. 'n Geseënde Vadersdag aan julle almal, papas, en julle ook hier. Ek wil vir jou vra om nou te share, te comment, opmerking te maak en so aan. As jy op Facebook is, François Basson, gaan daar, share die boodskap, dit sal jou seën. Amen. Dan kan jy ook hierdie waarheid deel met iemand, terwyl jy nie die prediker is, kan jy prediker wees deur dit te share. Amen. En hoe meer mense hierdie waarheid kry, hoe beter. Gaan saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers, nie 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 7. Ek praat hierdie afgelope tyd oor die nagmaal. En ek gaan weer vandag hieroor praat. As jy nou al van my gehoor het daaroor, dan sal dit goed wees dat jy weer daarna luister. 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 7. Halleluja. Amen. Lekker om hier te wees. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Ek weet ons kinders het phones. Jy speel nie games op jou foon nie. Amen. Jy luister vir my en is lekker. Amen. 1 Korintiërs hoofstuk 1. Ek kan nog hoor die mense praat die Engels. Maar verstaan jy enigiets Afrikaans? Ja, dankie. Ons wil nou nie mengels hier praat nie. So, 1 Korintiërs hoofstuk 1, 5 vers 7. Ek wil ook net, kom ons bid vir die area. Dit lyk vir my, is daar 'n virus, 'n maagvirus in hierdie area. Amen. Kom ons bid, Vader, in die naam van Jesus. U het reeds die virus oorwin. Deur die wonde van Jesus is elke mens gesond. En nou verklaar ons oor hierdie area goddelike genesing in Jesus naam. Mense se slaap sal soet wees. Hulle gaan goddelike drome hê en hierdie oppression, satanic oppression, this evil, we rebuke it in the name of Jesus. And we thank you for your healing power, your healing virtues. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Glory, amen. Dankie. Hallelujah. 1 Korintiërs 5 vers 7.
suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Amen. Hoor wat sê? Suiwer die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook Christus, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus Jesus. Nou, baie interessant hier, ek wil eintlik praat oor die paaslam wat geslag is. Maar hy noem, as jy die konteks lees, dan was daar 'n broer in die gemeente wat 'n verhouding gehad het met sy stiefma. Nou sê Paulus, luister jy, laat daai man asseblief die kerk verlaat. Ons laat nie sulke goed doen nie. Laat hy sy lewe in orde kry. Hy kan nie ook kom 'n verhouding het met sy stiefma nie. En dan sê dat sonder hom af, gee hom aan die duiwel oor, dat die duiwel sy liggaam kastei, dat sy siel op die einde van die dag gered kan word. Net interessant. As jy die mense aan die Here oorgee, dan is dit 'n baie goeie ding. As iemand jou skade aandoen, gee hom vir die Here. Amen. Laat die Here hom in die hande kry. En die Here sal hom lekker uitsort. Laat jy eintlik verbaas gaan wees. En sê, regtig waar? Maar as jy wil hê, hy moet seer kry, gee hom vir die duiwel. En die duiwel maak seer. God maak nie seer. As jy wil hê, sy lewe moet versuur word, gee hom vir die duiwel. Nie vir die Here nie. Maar as jy vir die Here gee, oh, this is good, amen. Gee jou vyande in die hande van die Here oor. Halleluja. Kan ons hy ding doen? As hy iemand wat jou seer gemaak het, gee hom vir die Here. Here gaan hom lekker uitsort. Amen. Maar dit gaan nice wees, want die Here maak nie seer. Maar in die konteks sê Paulus, sonder hom af, gee hom vir die duiwel, dat die duiwel hom bietjie kan beet kry. Kykie, die duiwel maak seer. Maar baie interessante ding in die konteks hier. Hy sê, laat hy onder die beskerming van die heiliges uitkom. Want as hy onder die beskerming van die heiliges is, dan kan die duiwel hom aanvang. Maar solank soos wat hy onder die beskerming van die gelowiges is, kan die duiwel niks maak met hom. Nou dis wat die vyand graag doen. Hy wil jou een kant hê, sodat hy jou een kant kan klaarmaak. As jy in die kerk seer kry, moenie een kant toe gaan nie. Want hy gaan jou destrooi en jou een kant wees. Amen. As iemand jou in die gemeente seer maak, kom gemeente toe. Sort daai saak uit met hom of haar. Amen. Maar moenie een kant toe gaan nie, want in jou een kant wees, ek kan vir jou sê, die duiwel gaan nie speel met jou nie. Hy gaan jou klinkies destrooi. Hy gaan jou afknou. Amen. Daai God se way van sy kinders beskerm is in fellowship met mekaar. Jy kan sien, as iemand afsydig is, dan preek die duiwel met jou baie lekker. Amen. En klomp goedjies in jou kop sit. Dan sien, dan wys hy jongens, al die foute van almal in die kerk. Nou kyk gou hier. Die oomblik as jy fokus op die foute van die mens, dan hou die duiwel jou in Adam. En dis waar hy jou wil destrooi. Die oomblik as jy fokus op negative of op sonde, kom ek verduidelik. Koos het nou whatever gedoen. As jy dink aan wat Koos gedoen het, dan hou die duiwel jou besig met Koos,
wat nou gehoorsaam was aan sy vlees of aan hom. Kan jy sien hoe die duiwel werk? So, wees gefokus op wat die Here Jesus doen. Maar nou, sê Paulus hier, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Kyk hier, kyk gou hierdie prentjie. Hy sê, wie jy is 'n ongesuurde deeg. Wat hy eintlik sê is, jou wese is goed. Wie jy in wese is reg. Maar daar is suurdeeg. Wat die goed is nie. En wat is hierdie suurdeeg? Sonde, siekte, armoede, gebrek, al hierdie goed. Hy sê, word ontslaaf van dit wie jy nie is nie. Jy is ongesuurd. Jy is goed genoeg. Maar word ontslaaf van dit wat jy nie is nie. Want daar is goed teenwoordig wie jy nie is nie. Get rid of those. But you are clean. You are sanctified. You are righteous. But there are unrighteous things happening. Get rid of those things. En dis hoekom jy moet weet, jy moet nooit wese verwar met dade nie. Want in jou wese is jy ongesuurd. In jou wese is jy goddelik. In jou wese is jy goed. Maar daar's nog ander goedjies. Nie waar is, kom ons word ontslae van die goed wie ons nie is nie. Halleluja. Word ontslae van die goed wat jy nie is nie. Jy is heilig. Jy is geseën. Jy is gesond. Jy is voorspoedig. Jy's 'n nuwe deeg. Hoekom? Want die paaslam is geslag. Die paaslam, amen. Wie Jesus Christus is geslag. En wat die paaslam verteenwoordig is wie ek en jy is. Kom ons gaan na Exodus hoofstuk 12, we gaan ons kyk na die paaslam. Amen. Sê vir die persoon, raak ontslaaf van wat jy nie is. JC Dini, raak ontslaaf. Raak ontslaaf. Get rid of. Amen. En dis daai goed wat jou so agterhou. Dat jy nie kan experience wie jy is nie. En God wil hê, ek en jy moet ons is wees. Ons goddelikheid, ons reinheid, ons geregtigheid, ons heiligheid. Hy wil hê ons moet experience. Halleluja. Amen. So ons gaan vandag hy ete het van experience. Amen. Exodus hoofstuk 12. Die Israeliete is nog hier in Egipte. Hulle is vir 430 jaar daar slawe van Farao. 'n hele klompie goed het Farao getref. En hierdie is die laaste plaag. Jy sal ook lees daar. Daar was 'n hele paar plaag. En Exodus hoofstuk 12 lees ek vir julle van vers 1. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam,
dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet hulle die getal op die lam bereken. Right, so wat gebeur? Hierdie gesin, as hulle 12 is, slag is lam. As hulle 3 is, slag 'n lam. As julle nou ten minste vra julle bure, kom join ons, dan slag julle 'n lam, sê die Bybel vers 5, julle moet 'n lam hê sonder gebrek. Sê bietjie sonder gebrek. Sonder gebrek. Sê weer sonder gebrek. Sonder gebrek. So julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n ram, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke kan julle dit neem. Julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem, en dit strek aan die 2 deurposte, en aan die boodrempel, aan die huise waar hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, soos oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkrye eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is, en as dit in water gekook is nie, maar oor die vuur gebraai. Dit lyk vir my die rou van braaivleis, nee. Oor die vuur gebraai, die kop, die pootjies, saam met die binnegoed. Die rou van afval ook. Maar gebraaide afval. Right. So julle mag ook daarvan, ja die binnegoed, julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe, nie. Maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees. Julle skoene aan julle voete. Julle staf in julle hand. Baie hastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is vinnig. Hastig eet. Nou daai is jy lekker eet. Rustig eet. Nie hierdie. Nou die ouens moes die lam slag, en wat gebeur? Kom ek lees op vers 13. Maar die bloed sal vir julle, en dan moes hulle nou die bloed, ja, vers 13. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen, sê geen. Sê weer geen. Nog 'n keer geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. Vers 23. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die boodrempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by julle by die deur verbygaan. Sê verbygaan. As jy die Engels lees, dan sê Passover. En die verderwer, sê verderwer, nie toelaat om in julle huis in te gaan om te slaan nie. Right. Kom ek verduidelik hom. Slag die lammetjie, vat die bloed, smeer dit aan die 2 deurposte. En dan vat julle die vleis, kook dit of braai dit, maak die vleis gaar, eet dit in hierdie aand. Maar wanneer die verderwer hier verbygaan, dan sal hy na elke huis kyk, en daar waar hy die bloed sien, gaan hy verby. En waar daar nie bloed is nie, was elke eersgeborene in daai huis getref deur die dood. So die bloed was dit wat almal in die huis beskerm. Right. Nou wat is so powerful omtrent die bloed? Die Bybel sê in Genesis en ook in Levitikus, dat jy mag die bloed nie eet nie, want die lewe is in die bloed, of die siel is in die bloed. So hier moes hulle 'n lammetjie vat, sonder gebrek, die lammetjie mooi ondersoek, en sy bloed, wat sy siel verteenwoordig, of sy lewe verteenwoordig, moes hulle daar smeer, en wanneer die engel van die dood verbykom, dan sien hy
die mense in hierdie huis het reeds gesterwe. So ek kan nie nog hier ingaan en gaan sterf nie. Want die bloed van daai lam was die onskuldige bloed van almal in die huis. Amen. Het julle al gehoor die mense sê ons moet bloed maak? As daar bed lak is, wat sê hulle? Maak bloed. Amen. Onder ons, die kleerlinge is nie so erg nie. Maar as jy nou 'n damara nama is, soos, of 'n koi, of as jy nie Africans is, hulle praat nog van bloedmaak, nee. Bloedmaak is 'n belangrike ding in die cultures. Nou kom ek sê vir jou, daar was bloed gemaak. Onse paaslam, vlekkeloos, sonder gebrek, onberispelik, sonder enige foute, is geslag. Daar was klaar bloed gemaak. En die bloed, halleluja, sê Paulus, reinig ons gewete van dooie werke. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons verlossing deur wat? Sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. In him we have redemption. Through his blood. What is the redemption? The forgiveness of our sins. Nou kyk gou hier. Vergifnis beteken skei. Geskei van jou sonde. So jy kan sê, in hom, Jesus, het ons skeiding van sonde deur sy bloed. Nou, hier is 'n waarheid. God het jou nog nooit geskei van hom gesien nie. Maar wel geskei van jou sonde. Want die Bybel sê die lam is geslag wanneer? Voor die grondlegging van die wêreld. So in God se mind was jy nog altyd van jou sonde geskei. Maar een met hom. Maar in godsdiens is jy van God geskei en een met sonde. That is religion. You are one with your sin and separated from God. But in reality, the truth is that you are united with God, one with him, but separated from your sin. Jy was nog altyd nie jou sonde nie. Hoor my mooi. Jy was nog nooit jou sonde nie. Maar jy was nog altyd die geregtigheid van God. Jy was nog altyd 'n nuwe deeg. Amen. Amen. 'n nuwe deeg was jy nog altyd. Maar jy het mos jou verwar met jou dade. Toe dink jy jou dade is jy. Maar die Bybel sê, word ontslae. Amen. En hier moes hulle ongesuurde brode eet. Sonder suurdeeg. Want die suurdeeg is 'n tipe van die sonde. Van die dood. So hulle moes ongesuurde brode eet. Dit beteken, luister hier, die lam is sonder enige suur. Halleluja. Sonder sonde. Amen. So, hy kom en daar staan die bloed. Wat eintlik sê, dis die lam wat hier staan. Want dis sy siel. Dis sy lewe. En die onskuld van die lam was die onskuld van almal wat daar in die huis was. Want wat moes hulle doen? Hulle moes die lam ondersoek, en as die lam vlekkeloos was, dan het dit gesê, die mense is vlekkeloos in die huis. As die lam heilig is, dan sê dit, julle is heilig. So alles van die lam is wie ek en jy is. Daai lam het almal in daai huis verteenwoordig, en toe die doodsengel verbykom, toe sê, ek kan nie hier ingaan. Kom ek sê vir jou, die lam is geslag. Die dood moet by jou verbygaan. Want Jesus se bloed is
die bewys dat jy en ek onskuldig is. Amen. So hy een lammetjie sterf vir almal. 2 Korintiërs 5 vers 14. Ons is van oordeel, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf. Beloved, Jesus het jou dood gedood. Soos daai lam geslag was, het hy elke mens in daai huis se dood gesterwe. En daar waar nie bloed was nie, het die doodsengel ingekom en elke mens daar destrooi. Amen. So wanneer ons na die tafel gaan, dan weet ons, luister hier, die bloed van Jesus Christus wat gevloei het, verklaar my geskei van sonde, maar een met hom. Die bloed wat gevloei het, verklaar my regverdig. Die bloed wat gevloei het, verklaar my onskuldig, en soos hy is. Amen. Dis wanneer ons na die tafel gaan. Ons drink nie maar net 'n bietjie juice of 'n bietjie wyn nie. Ons weet, sy bloed het klaar gemaak met sonde. Amen. Ken julle daai koortjie? Ek het nou weer hierdie week gehoor. Met sonde is ek klaar, of wat? As jy my nie wil glo nie, kan jy vir Jesus vra. Ken julle so koortjie? O ja, o ja, o ja, met sonde is ek klaar. As jy my nie wil glo nie, vra vir Jesus. Hy weet ek is klaar. En hy sal nie met jou lieg, hy sal sê, daai seun van my. Hey, met sonde is hy klaar. Amen. Gaan vra net by die Here oor jou broer of jou suster. Hy sal net die waarheid praat. Amen. Maar hy weet wie ons is. Ons gaan te veel luister na wat die ander mense sê, wat nie wat ons ken nie. Amen. So nou was die bloed geslag, die bloed het daar gestaan, en die engel van die dood is verby. Maar ek wil julle laat fokus op die lam wat geslag was. Wat moes hulle eet? Die kop, die binnegoed, en die vleis, ja, maar spesifiek word hierdie 3 uitgesonder. Die kop, die pootjies, en die binnegoed. Nou, as jy die kop eet, ander mense hou mos van die oë. As jy gehoor die mense hou van die oë. Ek weet nie hoe kan mense oë eet. Maar in die kop is die oë. Nou weet jy wat het gebeur. Kom ons gaan gou na Genesis 3 toe. Met die sondeval. Genesis 3. Kom ek lees maar vanaf vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Here gemaak het, en hy het vir die vrou gesê, is dit ook so dat God gesê het, julle mag daarvan nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Lena. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Wat sal oopgaan? Julle oë sal oopgaan. Sodat julle soos God kan wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou. Hoor gou, wil jy julle met my volg? Hy sê, julle se oë sal oopgaan as julle eet. Vers 5. Toe sien die vrou. Nou was haar oë oop. Daar is vers 6. Toe
sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. 'n Boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En sy neem van die vrugte en eet. En sy gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Toe gaan al twee se oë oop. En hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hy met die prentjie sien. Hy sê, kyk jy, die Here weet, as julle gaan eet, gaan julle oë oopgaan. En dan gaan julle word soos hy, deurdat julle goed en kwaad ken. Toe kyk die vrou en sy vrou sien die boom se vrugte. En sy sê, dis 'n lus vir die oë, 'n boom wat jou verstand kan gee. So eintlik sê sy's verstandeloos. Sy het nodig om iets te eet. En as sy van die ding geëet het, dan gaan sy kennis kry of verstand van wat goed is en wat reg is. Godsdiens fokus op goed en reg. Hoor gou. Daai is godsdiens. Goed, reg. Nou waar vind ons uit wat is goed en reg? Wat leer ons wat is goed en reg? Praat met my. Die wet. Nee? Die wet sê wat is goed en wat is kwaad. Maar wie vir God gaan dit nooit oor goed en kwaad nie? Wie waaroor gaan dit vir God? Oor lewe en dood. Want hy het gesê die dag as jy gaan eet sal jy sekerlik sterwe. Die duiwel sê jy sal nie sterwe nie. Maar jou oë sal oopgaan. En as jou oë gaan oopgaan, dan gaan jy, en jy weet wat is goed en wat is kwaad, dan sal jy soos God wees en dan sal jy lewe. Deur te weet wat goed is en reg, sal jy nie sterwe nie, jy sal lewe. Kom ek sê gou vir jou, jy kan nou maar weet, jy kan nou maar goed doen, en die sleg vermy, doodgaan sal jy doodgaan. Maar dis nie die Here se wil nie. Weet wat is sy wil? Dat jy moet lewe. Amen. Nou right. So nou kom die vyand en hy sê, as jy gaan eet, gaan jy, jy gaan nie sterwe nie, maar jy gaan weet. Jou oë sal oopgaan. Ek dink sommer nou aan hier 'n dingetjie. Ek het eendag die ding gelees, hulle sê, wanneer gaan 'n kat se oë oop? Wanneer sien hy eers, weet julle wat die diere het? 'n kat boor hom as hy sien nie onmiddellik nie. Of 'n hond ook. Hoe lank? 14 dae. So kat se oë gaan na 14 dae. En dus in 'n man se oë wat gaan hy oop? 'n man se oë gaan oop, hoor ek, as hy getroud is. As hy getroud is, dan gaan 'n man se oë eers oop, maar voor hy kan nie mooi sien. Maar kyk gou hier. Die Bybel sê toe hulle van die vrug eet, het hulle oë oop gegaan en hulle het gewaar geword dat hulle naak is. Wow. As daar een ding is waarvoor jou oë moet toegaan, Amen. is dit jou eie skande en naaktheid voor. En die naaktheid en die skande van ander mense. Sy sien te veel die mense naak. Amen. Amen. Amen.
Nou weet jy hoekom sien jy hulle so naak? Is omdat jy van die verkeerde boom geëet het. You ate from the wrong tree. The law. The knowledge of good and evil. Now you judge accordingly because you ate from the wrong tree. And you see the nakedness of yourself and other people. Nou kyk, ek wil julle hierdie storie volg. Hulle het gesien. Want dis hoe hulle gesien het, dis hoe die vrou gesien het, die boom se vrug is lekker. So sy het gesien. Maar sy het die haarself anders gesien as wat sy geëet toe sy die vrug eet. Amen. So sy het gesien, maar ook nie gesien. Ken julle daai ding? Sy het gesien, maar nie gesien nie. Sy het gehoor, maar nie gehoor nie. Verstaan? So haar oë in die gees was oop. En sy het geweet, ek is soos hy. Sy het in 'n ander dimensie geleef. Kyk jy, ek weet nie vir hoeveel jare het die Satan haar getempie. Want ek dink nie dit was die eerste keer. Amen. 'n Mens val nie vir 'n temptation die eerste keer. Die was, ek weet nie vir hoe lank. En toe haar oë oopgaan, toe sien sy anders. Sy kyk na haarself anders, sy kyk na haar man anders, en sy word bewus van skaamte en skande. En as gevolg daarvan is daar vrees in haar hart, en hulle twee hardloop van God af weg. Nou kom ons reverse die ding. Sy eet van die verkeerde boom, en haar oë gaan oop, en sy word sonde bewus, naaktheid bewus. Daar word 'n lam geslag, en die lam sê, eet my kop, waarin sy oë is. En nou skryf Paulus in Efesiërs 1 vers 16 en 17. Ek bid dat die Here gee verligte oë vir julle wat doen? Kyk gou Genesis 3 vers 7, vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer, om wat te kry? Verstand te kry. Nou skryf Paulus, dat die Here julle gee verligte oë vir julle verstand, sodat jy kan sien soos die Here sien, en nie kan sien op grond van die wet nie. Amen. Want op grond van die wet sien jy reg en verkeerd, jy sien skande en naaktheid, maar die oomblik as jy participate in die Here se oë, en deur sy oë sien, dan sien jy jou heilig, regverdig, volmaak. Amen. En jy het nie iets nodig om te word nie. Jy is, omdat jy is wat hy is. Amen. So, wanneer ons na die tafel toe gaan, dan kom jy en jy sê, Here, ek eet vandag. En dankie dat ek ook in die kop kan deel. Dat ek ook u oë, u sig kan aandeel. En dat ek kan sien soos u sien. Amen. Ons het nodig om anders te sien. Wanneer ons weer sy oë kyk. Jy kyk deur sy oë. Jy het verligte oë vir jou verstand. Amen. Daai is die eerste ding wat gebeur. Nou skryf Paul, Jakobus, althans Jesus en Lukas. Hy sê, die lamp van die liggaam
is die oog. En as jou oog reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. So, die lamp is nie wat? Die oog. Hoe jy ingesteld is en hoe jy sien. Maar as jy 'n dual vision het, not a single eye. As 'n verskil, hoor gou hier. Kyk hier. Die boom van kennis van goed en kwaad. Dual, twee. Goed en kwaad. En dan was daar die boom van lewe. Goed en kwaad. En die boom van die maar hulle het nie van die boom van die lewe geëet nie. Right. So toe eet hulle van die boom van die kennis van goed en kwaad en wat gebeur? Hulle oë gaan oop. En wat gebeur? Die oog is verkeerd. Dus die hele liggaam verkeerd. En die hele liggaam is in duisternis. En wat is duisternis? Die dood. Maar nou sê, as jou oog single is and full of light, your whole body will be full of light. Kan ons die reality, die heerlikheid, kan ons dit sien en experience wanneer ons na hom kyk. Amen. Sê dankie Here, verligte oë vir my verstand. A single eye, dat my oog kan sien, soos u sien. En wanneer ek deel in die tafel, dan deel ek in u sig. Ek sien, soos u sien. Amen. A double-minded man is unstable in all his ways. 'n dubbelhartige man is onbestendig in al sy weë. Kan ons bestendigheid kry? Hoe? Through a single eye. Single-minded. Amen. Wanneer ons gefokus is en ons sien net Jesus. Imagine ons sien Jesus in mekaar. En ons begin treat mekaar soos wat ons Jesus sou treat. Maar weet jy, dit gebeur by die tafel. Amen. Want jy neem deel aan sy liggaam. Halleluja. So, hulle moes sy oë eet. En ook in die kop is sy verstand, sy mind, sy denke. Nou skryf Paulus in Korintiërs, hy sê, we have the mind of Christ. So wanneer jy tafel toe kom, kyk jy, dan sê jy, Vader, dankie dat ek u verstand, u kennis, u wysheid, omtrent myself kan ineet en deel word van u wysheid. Soos wat u wys is, so is ek wys. Halleluja. Beloved, God het vir ons die ete gegee van volmaaktheid. Die ete van lewe en onsterflikheid. En dis sy liggaam en dis sy bloed. So aan die deel van die tafel kom ek en sê, Here, dankie dat u insig is my insig. Ek eet die wysheid van die Here. Ek deel aan die wysheid van God. Amen. Beloved, jy is wat hy sê jy is. So deur die tafel is dit net 'n reminder aan die wysheid wat jou wysheid is. Amen. Die paaslam is geslag. Ons eet sy verstand. Nou hier is 'n baie belangrike. Hoe jy sien en hoe jy dink gaan bepaal wat hier aangaan. En bepaal ook hoe jy lewe. As jou kop raas, daar raas jou liggaam. Daar raas alles. So wat moet gebeur?
Jy moet jou kop stil kry. En Christus se rustigheid is jou rustigheid. Wanneer jy na die tafel kom en jy sê, Here, I receive your calm mind, collective mind. Amen. So daai is dit. En dan gaan hy verder as sê, en ook die binnegoed. Nou, hier die mind, die oë, jy hoor, ek gaan nou net so hier en daar touch. Maar in die binnegoed is mos sy hart. Die tafel is waar ons deel aan die compassion en die liefde van Abba. Die vyand het vir baie lank dat mense net dit verby laat gaan. Maar jy moet nie die tafel by jou verby laat gaan nie. Jy moet elke geleentheid gebruik en sê, dankie Here. Your emotions, your heart is my heart. I'm one with your heart. Ek is een met hoe u voel, hoe u dink. En dan die derde ding is, hulle moes ook sy pootjies eet. Wat praat van sy wandel. Kyk hier. Jy moet gebalanseerd wees. As jy nou gaan na die dieetkundiges, dan stel hulle altyd 'n balance diet voor. Amen. En ek sê vir jou, communion of die paaslam wat geslag is, it's a balanced diet. It is for your thinking, it is for your emotions, it is for your heart, and it is for your walk. Amen. Te veel van ons wandel nie in die spore van geregtigheid nie, maar ons gaan deur die dal van doodse skade. Kom ons hou op deur die dal van doodse skade weer loop. Kom ons loop in die spore van geregtigheid. Want op die pad van geregtigheid is daar wat? Lewe. En die rigting van hierdie pad is onsterflikheid. Halleluja. Op die pad van geregtigheid is wat? Lewe. En die rigting is onsterflikheid. Hou op wandel deur die dal van doodskade. Daai is mos jy wat so besluit. Is omdat hier nie reg is nie. En hier nie reg is nie. Is ons se wandel nie reg nie. Nou hoor gou vir my. Vir baie lank het die kerk probeer om ons wandel reg te kry. Jy moet reg lewe, jy moet reg loop, jy moet reg doen, kom tog reg. En hulle fokus op ons se wandel. Maar as jou hier nie reg is nie, as jou hart nie in lyn is nie, kan jou wandel nie reg is nie. Amen. Efesiërs 4 vers 1 sê, ek vermaan julle by die ontferminge van God om te wandel waardig julle roeping. Worthy, walk worthy. Amen. Wandel waardig. As kind van God, wandel jy as kind van God. As heilige, wandel jy as heilige. Maar jy kan nie heilig wandel as jy nie hier aanvaar het jy is heilig. Amen. Amen. Want soos 'n mens hom in sy siel bereken, as a man thinks in his heart, so is he. As a man thinks. Wat dink jy van jouself? Wat dink jy van ander? Hoe sien jy jouself? Hoe sien jy ander? Nou skryf Paulus, hy sê, weet jy hoekom is daar baie swakkes onder julle? Baie sieklik is. En die ander het gesterwe, is omdat julle die liggaam van die Here nie onderskei nie. Want as jy die liggaam van die Here onderskei, if you discern the body right, your walk will be right.
Amen. So, ons eet nie net 'n broodjie nie. Jesus sê, neem eet, dit is my. Sy liggaam is sy oë, dis sy ore, dis sy hart, dis sy verstand, dis sy wandel, dis sy hele lewe. Eet. Hy sê, drink, dit is my bloed. Sy bloed praat van sy siel, en die lewe is in die siel. Amen. Ek wil net gou hierdie 2 verse lees. En kan ek net 'n broodjie en 'n kelkie kry asseblief? Ek gaan gou saam met my na Hebreërs hoofstuk 10 toe. Baie dankie. Baie dankie. Voor ons Hebreërs 10 toe gaan, kom ons gaan eers Hebreërs hoofstuk 2 toe. Ons het nou gelees in die opening scripture, ons paaslam is geslag. Nou kyk gou hier. Hebreërs hoofstuk 2 vers 9. Sê maar ons sien hom. Vir wie sien ons? Ons sien hom. Kom ons sê ons sien hom. Ons sien Jesus. Okay, toe Adam en Eva eet, toe sien hulle self na. Wat sien ons? Jesus. Right. Ons sien Jesus wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Wat het hy gedoen? Hy het deur die genade van God vir elkeen, sê elkeen. Sê weer elkeen. Hy het vir elkeen die dood gesmaak. So die dood van Jesus was die dood van elke mens. Sê Jesus se dood was die dood van elke mens. Amen. Halleluja. Jo, hier kom 'n ander brood. Thank you, Father. So, ons sien hom, wie sien ons? Jesus. Wat het Jesus gesê? As julle my brood, my vlees eet en my bloed drink, right, dan sal julle lewe. Hy sê as julle by mekaar kom, dan doen julle dit gedagtig aan my, in remembrance of him. So wanneer ons die brood eet, halleluja vir hierdie brood, dan sien ons wat? Ons sien Jesus. Ons sien wie? Jesus. Ons sien hom. Nou hy het deur die genade van God die dood vir elkeen gesmaak. Sê my dood is klaar gedood. Daai lam wat geslag was, sy bloed het gemaak dat niemand in daai huis gesterf het nie. Okay. Nou lees ek vir julle vers 14. Aangesien die kinders aan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Hy het die dood vir elkeen gesmaak, en deur die dood het hy hom tot niet gemaak wat mag het oor die dood. Dit is die Amen. Kan jy sien die dood is oorwin? Wat ons sien hom. Nou, kom ons gaan gou Hebreërs hoofstuk 10 toe. Vers 10. Deur hierdie wil, dis nou deur die offer, is ons geheilig deur die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Hoor weer, ons is geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net hoeveel maal? Eenmaal. Dan sê vers 14. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig
word. Sê deur een offer het hy vir altyd volmaak. Ons wat geheilig is. Een offer het ons vir altyd geheilig. Een offer het ons vir altyd volmaak. Amen. Een offer vir altyd. Halleluja. Ons sien wie? 1 Korintiërs 11 vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai was, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Amen. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And by his stripes, we are not going to be, we are healed. Yes, amen. Almal hier is klaar gesond. Deur een offer. Almal hier is klaar geheilig. Deur een offer. Almal hier is klaar volmaak. Deur een offer. Amen. Neem eet, dit is my sy liggaam. Alles in sy liggaam is in jou. Amen. En nadat hy ook die beker geneem het, vers 25, en so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. So wanneer ons eet en drink, doen ons dit tot sy gedagtenis. Ons is waardig. Amen. Almal van ons. Maar jy kan op 'n onwaardige wyse eet. Weet jy hoe? Deurdat jy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vir jou is dit maar net, ag is brood, ag is wyn, ag is sap, ag is 'n cracker. Nee, as jy dit sien as maar net 'n cracker en broodjie, sê die Bybel, daar's baie swakkes, sieklikes, ander het dood gegaan. Maar vir jou, om sterk te wees, te lewe, en onsterflikheid te beleef, onderskei die liggaam. Amen. Onderskei die liggaam. Soos wat hulle die lam geëet het, eet ons die lam. En die Bybel sê in Psalm 105, die volgende dag toe hulle uittrek, was daar nie een swakke onder hulle nie. Amen. Sê, is geen swakkes onder ons nie. Ons het die lam geëet. Hier is geen sieke onder ons nie. Ons het die lam geëet. Geen dood onder ons nie. Hy klaar ons dood gesmaak. Sy dood was ons dood. Nou is sy lewe, is ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U dat ons vandag hom kan sien, Jesus die Christus, ons paaslam wat vir ons geslag is. Dankie dat ons kan eet en drink sy vlees en sy bloed. Dankie vir die lewe wat ons experience. Al die suurdeeg, alle siekte, alle pyn, alle sonde, verderf, dood, armoede, decay, verrotting, is uitgewerk. Ons is 'n nuwe suur, 'n nuwe deeg, sonder suurdeeg. Ons is 'n nuwe deeg, want die paaslam is geslag. Amen. Geliefde, jy hier op Facebook, gaan gerus, neem vir jou brood en sap of wyn,
en doen dit tot sy gedagtenis. Eet die lam, want die waarheid van die lam is jou waarheid. Heilig, onberispelik, regverdig, vir ewig. Blessings vir jou. Amen. Kan ons uitdeel, moenie net eers eet nie, moenie eers